Mighty God, Redeemer, Savior, Prince of Peace is He. King of glory, our provider, healer He must be. Everlasting Father, the one who saved our souls. Emmanuel, Master, Teacher, Ruler, King of Kings is He. Who is He that calms the raging sea? Who is He? Baie dankie dat u ingeskakel het by hierdie program, Jesus Christus bevry jou siel. En baie dankie vir u gebede, u voorbidding tot ondersteuning van hierdie program, en dat hierdie program suksesvol sal wees. Daar is heel wat van die kykers en luisteraars wat ook hierdie program aan hulle familie wat buiteland is, in Suid-Amerika, Europa, Noord-Amerika, Britannië, selfs die Arabiese lande, miskien is hulle werksaam daar, van hulle het geïmmigreer. Dat is diegene wat vir my sê dat hulle stuur hierdie program, want hulle wil graag hê dat die inligting en hulle ontferming uitgeleef kan word in die ervaring van hierdie program. Kom ons bid en ons vertrou die Here dat hy ons sal seën, ons suksesvol sal wees, produktief in die koninkryk en vrugdraand in die gees sal wees. Ons bid saam, Vader, ons dankie dat ons u heilige woord kan hanteer. Hierdie woord se bewaring het gekom omdat u oorsig gehou het oor die skryf en die opsommings en die rekords van die heilige skrif. Dankie Here dat ons kan sê dat die Jode, die volk van die Here, die wortel en stam van hierdie geloofsoortuiging is, en die bewaring van hierdie woorde was hulle verantwoordelikheid. Tot die dag toe Jesus dit beskikbaar gemaak het, sodat almal van ons, die hele wêreldse mense, hierdie redding kon ervaar en hierdie redding kon benut. Dankie Vader dat u ons ook hier op die suiderlike punt van die Afrika kontinent, ons wat in die Kaap area bly, kan ook hierdie boodskap gehoor het, kon dit verstaan en onder die oortuigende werk van die Heilige Gees ons belê in u redding. Here, seën ons lewens en maak wye kringe dat ons 'n invloed kan wees in ander se lewens. In Jesus naam bid ek. Amen. Ons kom en pyl af in 'n rigting en 'n tydstip wat die woord van die Here vir ons van waarsku. Daar word gesê dat in hierdie tyd wat die groot verdrukking is en wat gaan lei na lewensverlies kort van 'n mens uitwissingsinsident wêreldwyd. Ons betree so 'n wêreld. Ons het 'n hoofvyand in die persoon van die duiwel, Satan. Hy het sy pioene, soos 'n groot skaakbord wat hy in plek beweeg en tot 'n punt nou bring wat op ons afgedoen kan word. Die skrif praat daarvan met hierdie bewoording, beide in die boek van Daniël 7,
En in die boek van Openbaring 13, daar word gesê dat in die persoonswese van die Antichrist sal die Satan homself uitdui. En met die demone wat mense bekragtig en aandryf, sal hy die heiliges verdruk. Dan word gesê, hy sal die heiliges oorweldig. Hy sal die heiliges oorwin. Ja, dit is geweldige woorde. In die Engels sê dit, you will wage war with the saints and you will overcome them. Dit voel en klink half teenstrydig met wat ons tot dusver ervaar het en geleer het en gehoor het. Met die ontstaan in die beginpunt van die kerk. Die Here Jesus sê die volgende woorde. Hy sê, ek sal my kerk bou. En die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Vanuit daardie bewoording word ons aangespoor en gemotiveer dat daar geen weerstand suksesvol teen die kerk gebied kan word nie. Maar nou lyk dit die storie draai so effens. Time chronologically has a linear movement, a forward movement. Time cannot stand still, and time cannot be turned back. So, for that reason, for the time duration wherein which the church had its genesis, its beginning, at the day of Pentecost, and since then, this wonderful message of the good news, the gospel of the Lord Jesus Christ, has spread right around the entire planet and has made its entry into every nation, into every people group, every ethnic group, every nationality. In the race of humanity, the gospel of Jesus Christ has been saving, and the harvest of souls have been gathered in. Mense moenie vir 'n oomblik dink of bespiegel dat ons op die verloor kant is nie. Ten spyte van wat ek nou net gesê het. Daar is 'n perspektief, daar is 'n konteks waarin u wat u nou hoor moet verstaan. Die Bybel sê vir ons in die boek van Openbaring, aan hom, die Satan, wie 'n mens se liggaam sal betree in die persoonswese van die Antichrist en 'n bekragtiging verleen aan hom wie die vals profeet is. Vir die tyd wat dit afgespreek is om te gebeur, word daarvan gepraat dat aan hom word hierdie bemagtiging en krag verleen vir 1 uur. 'n spreekwoordelike uur, 'n tyd wat moet aanbreek volgens God se raamwerk, within the scope of God's design. The Antichrist and the false prophet, energized by the devil, Satan himself, will have control over the planet and the people of the world for 1 hour. Proverbial 1 hour. Gradually, as time progresses, the build-up to that moment will assert his dominance firmly. Momentarily, before it all is in place, soos 'n groot ystergevangenskap, like an iron penitentiary. Momentarily before it's fully asserted, the body of Christ, die liggaam van Christus Jesus wêreldwyd in bediening,
gaan soos 'n groot reus na vore kom. En oor alle lande, selfs daardie lande wat ons nie eens 'n denke of 'n verbeelding het om te dink het moontlik gaan wees nie, sal 'n herlewing plaasvind. Dit is nou al besig om op te kom. Dit sal soos 'n verterende brand die duiwelse werke vernietig. Maar hierdie eyster gevangenskap sal kort daarna in plek val. Ek wou dit nie so graag wou hê nie. I wouldn't want it like that. But what I understand through my reading and the scriptures that I have come to know, it is part of the plan. It's part of the design of the end. Groot lewensverlies en dan 'n verdrukking op 'n skaal wat verskriklik is. In sy profetiese rede in Matteus 24 sê die Here, dan sal daar 'n tyd die wêreld oorval soos dit nog nooit voorheen was nie. So gevaarlik sal dit wees. Met groot lewensverlies, en was dit nie dat die Vader daardie oomblikke inkort nie, sou geen vlees dit oorleef. So dit is 'n mense-uitwissingsinsident waarvan verwys word. I mention these things because the role players involved have to be understood. Ons moet die lens van hulle wie die makkers is met hierdie duiwel, valse profeet en antikris. Ons moet die lens van daardie makkers skoonmaak nou, sodat ons hulle in duidelikheid kan besin en weet en verstaan wat die uitkoms van hulle sal wees. Ons as die Christene, dit mag wees dat van ons sal lei, moet lei, gaan lei, maar onthou, hierdie evangelie het 1900 jaar plus sukses oes in versamel. 'n Skrif wat my nogal baie bemoediging gee. Jesaja 53 vers 11. In die Engels lees soos volg: He beheld the travail of his soul, and he is satisfied. Jy weet natuurlik, Jesaja 53 praat van die smarte, moeitevolle lyde, kruisiging, bloedstorting, sweephoue, dood op 'n kruis van die Here Jesus Christus. Vanaf vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, dis wat ons lees. Maar vers 11 sê, hy het die moeitevolle lyde van sy siel besin en aanskou, en hy is tevrede met die uitkoms. So don't for a moment think that the Lord Jesus Christ is a failure in what he has accomplished, being the Lamb of God. No. Quite contrary, en teestryd daarmee. Ek wil hierdie bewoording aan die oordra soos dit opgesom is in hierdie Bybel. Vers 11. Weens die moeitevolle lyde van sy siel, sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kinders sal my knegt, die regverdige, baie regverdig maak, en hy sal hulle skuld dra. Uit hierdie skrif kry ek die volgende. He's looking back in hindsight after the cross had run its course. He was buried in the grave, rose from the grave on the third day, and 40 days after rising, ascended into heaven and seated at the right hand of the Father. From that vantage point, van daardie sig af, kyk hy terug na die oomblik van die kruisiging
En kyk hy vorentoe in tyd na die oomblik wanneer hy versoen is met sy bruid, om die bruid aan die Vader voor te stel. En die ontelbare menigtes van die groot skare mense, biljoene bo biljoene mense, is die oes van siele. En die skrif sê, he beheld the suffering of his soul, and he satisfied. So, die dekades agter my rug, en die 27 jaar wat ek 'n voltydse pastoor was, en die 36 jaar wat ek nou 'n Christen gelowige is, en die tyd voor dit, en hulle wat ons vooruit gegaan het, tot en met daardie oomblik van die dag van Pinkster, en die siele wat ingekom het, sê vir my, Jesus is 'n suksesvolle redder van die siele van die mens. Yes, he's a champion, he's a hero, he's a great warrior, he's an advocate for our case, he's a high priest on our behalf, he's an intercessor who constantly prays for us. He's the Prince of Peace, he's the King of Glory, he's the Lord of Lords, he's the Alpha and the Omega, he's the first and the last. He's the bright morning star. He's the sun who rises with healing upon his wings. He's the fountain of salvation. He's the river of joy. He's the bread of heaven. And much more. Every accolade of praise and honor belongs to him, the Lord Jesus Christ, for his great success. Even at this very time, selfs hierdie oomblik, wanneer ons deel vorm van die huidige wêreldsbevolking wat so 8 biljoen mense is, konstant is daar hulle wat tot bekering kom en gered word, heeltyd is daar mense wat gered word, wie se name in die boek van die lewe geskryf word. Die mense wat hemel toe gaan is meer as die mense wat hel toe gaan. Die mense wat hemel toe gaan is meer as die mense wat hel toe gaan. Omdat hy suksesvol is in wat hy doen. Ek praat in hierdie rigting met u. Want ek wil hê u moet verstaan. Ons betree nou 'n gleuf van tyd. Wat God bepaal het. God skryf die boek. Jesaja 46 sê, kom, praat met my en sê vir my wat die toekoms inhou. Kyk, ek is die Here God, ek is hy, wie die einde voor die begin vastgestel het en bekend gemaak het. En ek dring daaraan op dat my raad sal staan. So, the entire perspective of things currently taking place and things about to unfold, and until it gets to the point and place when it is finalized and it climaxes and the outcomes are secured, God is the one who's the author and the finisher of these things. So, in his wisdom and in his great grace, an hour is appointed for the devil, Satan, in the person of the Antichrist and the false prophet, to have power and authority over all. And it says, he wages war with the saints and he overcomes them. Sad, but we submit to the sovereign counsel of the wisdom of God. And we adjust whatever we need to adjust to navigate our way forward in the future. Because he who promised is faithful. He says, I'll never leave you nor forsake you. I will be with you till the very ends of the ages. And when you go through the floods, you will not be swept away. And when you come to the fire, you shall not be scorched. For I am with you, says the Lord. So no matter what comes, the honor is ours and the glory is his. But the reality is the same.
these things will transpire. So with having said that, I want to read first to our comfort from the book of 2 Thessalonians, Tweede Thessalonicense. And I set the stage for our understanding that we might rest in the comfort of his counsel. Ek lees vir ons vanaf vers 3. We are bound to thank God always for you, brothers and sisters, as it is fitting, because your faith grows exceedingly, and the love of every one of you all abounds towards each other, so that we ourselves boast of you among the churches of God for your patience and faith in all your persecutions and tribulations that you endure. So hierdie is van toepassing nou vir ons ook. Kom ons neem dit. Dat ons ook in vervolging en verdrukking sal verduur. Which is manifest evidence of the righteous judgment of God, that you may be counted worthy of the kingdom of God, for which you also suffer. Since it is a righteous thing with God to repay with tribulation those who trouble you. So hier kom ons troos. Dat is diegene wat 'n las kom word teen ons, in vervolging en in verdrukking. God gaan hulle terugbetaal met straf vir wat hulle teen ons doen. Dis wat hy sê. And to give you who are troubled rest with us when the Lord Jesus is revealed from heaven with his mighty angels, revealed in flaming fire, taking vengeance on those who do not know God and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. These shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of his power when he comes in that day to be glorified in his saints and to be glorified and admired among all those who believe, because our testimony among you was believed. So, ek wil jy moet mooi oplet. Hy praat hier van straf wat uitgedeel word. Hy praat hier van straf wat kom, en dis 'n verskriklike ding om so gestraf te word deur God. Veral hulle wie God nie ken nie, en ook hulle wie weet van hierdie evangelie, maar weier om dit te gehoorsaam en hulle self as vyande beskik teen die evangelie en die evangelie teen te stry. Dit laat my dink aan 'n insident nou wat plaasgevind het hier rondom die 20ste 19-20ste van Januarie 2026. Daar is hierdie Amerikaanse joernalis wie 'n progressiewe links groep wat teenkanting teen die regering in Amerika wou bied. En hierdie joernalis het homself met hulle verbind en op 'n gebedsdag by 'n baptiste kerk in Amerika, terwyl die kerk besig was met aanbidding, het hulle die kerk ingestroom met hulle kameras en hulle protesaksies, het hulle die hele vergadering ontwrig en met 'n harde kreetroepe en geskree het hulle die pastoor en die gemeentelede onder geweldige verdrukking gebring. Geen respek vir dit wat heilig is nie. 'n ondenkbare gebaar van teenkanting teen God,
teen die kennis van Jesus Christus. Dan sal hierdie man in een van die onderhoude wat daarna gevoer was nog probeer sê, maar ek is ook 'n Christen, maar ek wou die gruwel van ongeregtigheid aanspreek, wat die regering en hulle sou nou hierdie kerk ontwrig om aandag te trek teen dinge wat die regering mee besig was. So, ek noem al hierdie dinge omdat ek nou wil lees uit die boek van Lukas 19. En ons gaan nou 'n saak oor hierdie volgende 2 weke oopmaak, sodat die kerk, die gelowiges, ek en u, getroos kan wees, wanneer tye ons oorval, waarin hierdie dinge plaasvind. Ons is in daardie tyd geleef, wat God bepaal het, en ruimte voor geskep het. So ons moet onsself nou inpas, want daar is 'n verwagting, een of meer van ons mag gekies word om 'n slagoffer te wees, vir sulke verdrukking, sulke vervolging, en sulke eienaardige ervarings. Maar ons moet baie duidelikheid hê rondom hoekom dit gebeur en hoe ons moet reageer. Who is he?